Hallo julle, het is 24 uur vandat ons die gis ingegooi het, die lekker yeast. En soos julle kan sien, het begin hy klaar bubble. bubble, toil and trouble. Ja, hy is nog bietjie stadig, maar dit is nog in die beginfase. Die yeast is lekker wakker geword, so hulle is nou besig om van die suikers te eet en om dit in basies alkohol te verander wat basies ons wyn is. So, hoe lyk dit hier binne? Ek gaan vir julle wys. En wat ons vandag gaan doen is, ons gaan ons yeast nutrient ingooi, pakkie nommer 6. So, kom ons gaan aan. Soos julle kan sien, het ook nie baie foam gemaak nie, maar as julle mooi kyk, kyk toch, as julle mooi kyk, daar so kan julle sien, ons lekker borreltjies en goedjies wat daar uitkom. So met gou 'n bietjie van 'n roer gee. So, ons gebruik vandag pakkie 6 wat in jou winemaking kit is. Nou die yeast nutrients is maar net bietjie ekstra voedingsstof vir die yeast, sodat hulle kan, basies wat die yeast nutrients doen is dit voed die yeast en hulle vermeerder, die yeast vermeerder homself. Doordat al die suiker geëet is en dan gaan hulle basies doen. Maar ja, kom ons sit dit nou die yeast nutrient in. So ons gee met gou 'n roer. En julle kan hoor hoe ons snap die CO2 daar. En soos ek gesê het, dis maar die yeast wat die suiker eet en die CO2 is een van die produkte. En dis dit. En dan sit jy jou deksel weer op. Nog seker hy is weer eens. Dis hy. Airtight geseal. En dis dit. Dis nie maklik soos dit. Dis die einde van vandag. So op dag 4 of 5 gaan ons kyk hoe babbel hy. Soos ek vroeër gesê het, ek sal elke dag 'n post sit van hoe die bubbles babbel, sodat julle kan sien wanneer is die mees op die normaliteit om die pakkie 7 wat nog yeast nutrients in te sit. Hoekom die tweede pakkie belangrik is, want soos wat die yeast, die suiker nou minder raak, is dan nou minder kos vir die yeast, so hulle gaan basies dood. So wat ons wil hê, so op dag 4 of 5, dan het jy baie keer het jy nog suiker in jou wyn oor en ons wil van al die suiker ontslae raak, want meer suiker hulle eet, hoe meer alkohol kry jy. En as ons by ons 15% alkohol by volume wil uitkom, moet hulle al die suiker eet. So by dag 3, 4, ek sê julle update uithou, en dan kan ons nog yeast nutrient bygooi, wat gegee is, dit gaan die yeast wat nog lewendig is, net ekstra voeding gee, en dan gaan hulle net meer word, en van al die suiker ontslae raak. Nou ja, that's it vir vandag. En onthou, drop 'n kommentaar, subscribe, en shine on.